Ok, sodat ons nie te veel tyd gebruik nie, dink ek moet ons maar sommer afskop en aangaan. As daar dan nog iemand inkom, dan sê ons maar net welkom. Ek los net die deelnemer blokkie bietjie oop, sodat ons kan sien as daar dalk iemand aanmeld, dat ek die persoon net kan toelaat. Ons is besig met Openbaring 19, en ek dink ons het die vorige keer wat ons by mekaar was, ook terloops, ons kan volgende Woensdag ook nou by mekaar kom. Ons planne het bietjie verander, ons gaan nie meer weg vir die week nie. So ons bly nou doodgewoon hier by die huis, en ek gaan aan met die werk. So ons plannetjies het so bietjie verander. Ekskuus, ek wil net vir Rihanna hier toelaat. As Rihanna behoort by ons aan te sluit, nou enige oomblik. Rihanna, jy is by ons. Sien jou microfoon is net nog af, as jy hom sal aansit asseblief. Rihanna, kan jy my hoor? Daar sê ek hoor, daar sê hallo almal. Nou, jy ook op lyn. Hallo, so ek dink ons is nou min of meer almal wat gesê het ons gaan wees. Gerard is nog oor see, Vanus en Dia kan nie op 'n donderdag aand nie. Hulle sal na die opname luister. Ibis het ek niks van gehoor nie, so ek neem aan sy kan ook nie vanaand nie. So ons gaan gewoon aan met Openbaring 19, die derde gesig. Openbaring 19 het ons gesê bestaan uit 3 gesigte, daai groot koor van mense wat in die hemel sing, en dan die bruilof van die lam wat aangekondig word, en dan van vers 11 af die ruiter op die wit perd. So ons gaan nou vanaand daar begin, en dan gaan ons bietjie daar met mekaar oor saamgesels. Voordat ons daarby kom ons maak net eers oë toe, en dan vra ons die Here se seën. Here, baie dankie dat ons ook weer vanaand as gelowiges by mekaar kan wees op hierdie manier, en dat ons vir U kan kom eer en loof, en U kan aanbid, dat ons iets van U grootheid en U heerlikheid kan sien ook in die teks waarmee ons besig is, en dat U ook vir ons leer dat U uiteindelik die oorwinnaar van oorwinnaars, die koning van die konings en die Here van die Here is. Dat ons so bevoorreg is dat ons in U kan wees, en dat ons dus ook saam met U oorwinnaar en regeerder en heerser kan wees. Ons wil bid dat terwyl U dit vir ons kom moontlik maak het, U ons nou sal seën in ons nadenke oor hierdie wondergenade wat U vir ons gegee het, sodat ons U daardeur kan verheerlik om Jesus ontwil. Amen. Goed, ons is by Openbaring 19 en ons begin by vers 11. En ek gaan die teks vir julle lees, en dan sommer so in die lees, dink ek moet ons die teks hanteer soos wat hy voor ons kom, dan kan ons die beste uit hom uithaal wat ons in daardie teks moet sien. Ek wil net sê, ons het van tevore in Openbaring te doen gehad met 'n ruiter op 'n wit perd, in Openbaring 6, waar die eerste 4 seels gebreek word, sal jy onthou het ons daar die 4 ruiters gehad wat uitkom. Toe het ons ook te doen gehad met 'n ruiter op 'n wit perd, en ons het daar al gesê dat dit eintlik net 'n namaaksel is. Dis eintlik regtig glad nie naby aan dit wat in Openbaring 19 gaan gebeur en wat ons dan nou hier gaan sien nie. Daardie ruiter op daardie wit perd het 'n swaard gehad, en sy werk was om dood te maak. Hy het ook 'n kroon op sy kop gehad, en sy werk was om dood te maak. Nou lees ons van 'n tweede ruiter op 'n wit perd in Openbaring, en hierdie visioen lui so: toe het ek gesien, die hemel is oop. Daar was 'n wit perd. Sy ruiter word die getroue en betroubare genoem. Met regverdigheid oordeel en voer hy oorlog. Sy oë het soos vuur gevlam, en op sy kop was daar baie heerserskrone. Daar was 'n naam op hom geskrywe wat niemand anders ken nie, net hy self.
Hy het wit klere aangehad wat met bloed deurweek is en sy naam was die woord van God. Nou ek dink ek het die vorige keer het ek al met u 'n bietjie gesels oor die gedagte van die woord van God, die twee Ou Testamentiese en Nuwe Testamentiese begrippe wat eintlik in die filosofie van die tyd waarin die Bybel geskryf is baie sterk funksioneer het en selfs vandag nog in filosofiese denke baie sterk funksioneer. So ons het te doen gehad met die woord dabar in die Ou Testament en dit is 'n heenwyse na die Messias van die Ou Testament. So wanneer daar in Genesis 1 byvoorbeeld staan, God het gesê, dan word daardie woordjie dabar daar gebruik en dan is dit 'n heenwyse na die Messias. Hy het die Messias die opdrag gegee om te skep en dan laat daar lig wees en dan het die Messias die lig geskep en so met al die skepings daar aangaan elkeen wat God dan gesê het en dan wanneer hy by die 6de dag kom en hy moet mense skep, dan skep hy nie. Ek is nou vanaand hier aan gape en ek weet nie hoekom nie, laat ek net 'n slag my neus blaas, dat ek kyk of ek nie dalk te min suurstof kry nie, want ek is verseker nie vaak nie. My verskoning dat ek vir julle hier op video daarmee belas, maar ek wil daarom net kyk dat ek genoeg suurstof kry, dat ek nie nodig het om so te gaap nie. So daardie dabar in die Ou Testament is dan die heenwyse na die Messias. In die Nuwe Testament begin Johannes en hy sê en argeton logon, in die begin was die woord. En daai logos waarvan hy daar praat is dan ook 'n heenwyse na Jesus Christus. So dit is om die woord dabar in die Ou Testament te vat, dit vir Grieks en in die Griekse taal weer te gee. En dit is die woord wat in die teologie van ons dag en eintlik van hierdie laaste 2100 jaar is dit die woord wat in die teologie en in die filosofie 'n baie sterk rol gespeel het. Dit is 'n heenwyse dan nou in die Nuwe Testament na Jesus Christus, wat ons nou al weet God se ewige Messias is en wat as God se ewige Messias reeds in die skepping funksioneer het en nou ook in die herskepping begin funksioneer. So as ons sien, die hemel is oop, Johannes sien 'n wit perd en sy ruiter word die getroue en betroubare genoem. Nou hierdie twee woorde is ook dieselfde woord wat net in wisselforme gebruik word in Grieks en dit is ook in Afrikaans so, dit is die getroue en as getroue is hy ook betroubaar en dit is dieselfde woordjie wat ons leer ken as die woordjie glo. Want om te glo is niks anders as om vir Jesus te vertrou nie. En nou verneem ons dat hy die betroubare en die getroue is, dat hy die vertrouenswaardige een is, die een op wie ons vertroue kan plaas. En daarom weet ons uit hierdie gesig wat ons mee besig is, dat ons hier met die Christus te doen het en met niks en niemand anders nie. En ons gaan ook nou verneem hoe dat hierdie Christus funksioneer binne in hierdie gesig waarmee Johannes besig is. Ons neem kennis daarvan dat sy oë soos vuur gevlam het. In Openbaring 5 het hy 7 horings en 7 oë en hulle vlam soos vuur en dit is die 7 geeste van God staan daar in Openbaring 5 en ons gaan daarmee ook werk. Ons gaan Sondag ook nog weer 'n bietjie nadink dan oor Openbaring 5 binne die konteks van die chaos waarin ons leef en dan die openbaring van die drie-enige God in hoofstuk 4, die Gees, die Vader en die Gees en dan in hoofstuk 5 die Gees en die Seun. En dit moet vir ons net vasmaak en ek wil nie nou vir julle daai preek gee nie, maar dit moet vir ons net vasmaak dat die Gees uitgaan van Vader en Seun. Daar's net een Gees, dis al twee van hulle se Gees, die Vader en die Seun se Gees en hulle saam vorm die drie-eenheid. So sy oë het soos vuur gevlam en op sy kop was daar baie heerserskrones, nie net 'n heerserskroon nie,
baie heerserskrone. En die verwysing sê sommige van die geleerdes is hier dat hy letterlik 'n kroon dra vir elke oorwinnaar wat agter hom aangaan, vir elkeen wat saam met hom oorwin, dra hy 'n kroon. Ek is nie so seker dat 'n mens dit daarin moet lees nie. Ek dink Johannes wil net vir ons sê, ons het met 'n glorieryke, majestueuse, heerlike figuur te doen in hierdie ruiter op die wit perd wat gaan om oorwinning te behaal. Dan daar is 'n woord op sy heup geskryf wat niemand ken nie, 'n naam op sy heup geskryf wat niemand ken nie behalwe hy self. En dis nou nogal belangrik dat ons hiervan kennis neem, want dit is nou, dis nie, hier is dit nie die naam Logos of Dabar of Christus of Messias of Jesus of hoe jy ook al daarmee wil redeneer, dit is nie daardie naam nie, dis 'n naam wat net hy ken en wat deel is van sy verhouding met die Vader. Dan die laaste gedagte rondom die beskrywing van die ruiter is dat hy wit klere aangetree het wat met bloed weerweek is en sy naam is die woord van God. Nou ek het so 'n bietjie oor die woord gepraat, die met bloed deurweek, dit is die bloed van die wat hy aan die kruis gestort het vir die verlossing van mense. So ons is deur die bloed van ons Here Jesus Christus is ons verlos van die mag van die sonde en ook van die gevolg van die sonde. Die mag van die sonde wat op ons hou vasgehad het en die gevolg van die sonde, die oordeel van God wat in die tweede dood inlei. En ons gaan in die volgende paar weke gaan ons met die tweede dood heel wat dikwels te doen kry in Openbaring 2021 en aan die begin van 22. Goed, die volgende deel van die gesig. Hier is nou die gesig speel af. Johannes sien die ruiter op die wit perd en hy beskryf die ruiter in verskillende terme, sy name, getroue en betroubare, regverdigheid waarmee hy oordeel, hy voer oorlog ook met regverdigheid, hy het oë wat soos vuur vlam en daar's baie heerserskrone op sy kop, hy het nie 'n pyl en boog nie, hy het nie 'n wapen by hom nie, daar is net 'n naam op hom geskrywe, dit is sy wapen, en net hy ken daardie naam, en dan sy klere is met bloed deurweek, sy eie bloed. Daar is sommige kommentatore wat ook sê dis die bloed van die heiliges wat doodgemaak is vir die navolging van sy naam. Ek dink nie so nie, ek dink ons moet hier konsentreer op Jesus se eie bloed, die bloed wat hy gestort het terwille van ons, waardeur ons dan kan lewe, en dan word daar 'n naam van hom openbaar, naamlik die woord van God, die Logos van God. En nou volg die tweede deel van die visioen, die leers in die hemel het op wit perde agter hom aangery. Hulle het fyn helder wit klere aangetree. Uit sy mond het daar 'n skerp swaard uitgekom om die nasies mee te tref, en hy sal hulle met 'n ysterscepter regeer. Hy sal self die parskryp trap vir die wyn van die toorn en die oordeel van God die Almagtige. Op sy klere, by sy heupe was daar 'n naam geskrywe, die koning van die konings en die Here van die Here. So dis nou die tweede deel van hierdie gesig wat Johannes sien rondom die wit perd, en hierdie gesig brei nou bietjie uit. Die leermagte van die hemel gaan op wit perde agter hom aan. Hulle het almal fyn wit klere aangetree. Ons het tevore al in in Openbaring te doen gehad met hierdie fyn wit klere, en hierdie fyn wit klere is niks anders as die regverdigheid van die gelowiges nie, as die regverdigheid van die oorwinnaars nie. Dit is so alreeds aan ons geopenbaar in die boek waarmee ons besig is. So in plaas daarvan dat ons op die bloed waarin sy klere geweek is, gaan konsentreer en dit as die bloed van die martelaars beskryf, wil Johannes ons eintlik bietjie weglei van die bloed af en wil hy vir ons sê die martelare, die wat saam met Jesus in die oorwinning uit die hemel uitgaan, is
in fyn wit klere, die regverdigheid, hulle regverdigheid is die fyn wit klere wat hulle aangehad het. En dan kom sy oordeel in die vorm van 'n skerp swaard uit sy mond om die nasies mee te tref en die eysterscepter waarmee hy regeer. Ek dink dit is van selfsprekende goed hierdie. 'n Mens hoef nie te verskriklik baie daaroor te verduidelik nie. Behalwe as daar iemand is wat 'n vraag daaroor het, dan kan ons 'n bietjie daaroor praat. Maar dan hierdie ruiter op die wit perd sal self die parskuip trap. Die parskuip vir die wyn van God se toorn en oordeel. So dit gaan nou hier oor God se woede waarmee hy die wêreld rondom hom aanskou en hierdie oordeelaar, hierdie regter wat dan nou met reg en geregtigheid of getrouheid en betroubaarheid en regverdigheid kom regeer en kom oordeel, hierdie een sal self die parskuip trap. Sodat die wyn van God se toorn oor hulle oor die wêreld heen kan sprei. En dan is daar weer 'n naam wat aan hom gekoppel word en dit is belangrik dat ons hierdie name raak sien. Eerste naam is onbekend, tweede naam is woord van God. Derde naam wat aan hom toegeken word is dan die koning van die konings en die heerser van die heersers. So hy is die een wat bo al die konings en bo al die heersers uitstaan. Hy is die koning met 'n hoofletter of met, laat kom ons sê, met hoofletters is hy die koning en hy is die heerser, die een wat bo alle heerskappye uitstaan en wat daardie heerskappye tot stand bring en dat dit ook op die einde van die dag vernietig as hy dit goed dink so. Kom ons verpoos 'n oomblik, hoor ons net of julle gemaklik is tot hiertoe en of daar vrae is of daar iets is waaroor julle 'n bietjie meer wil weet. Kom ons hoor net gou by julle hoe dit is. Dominee, wat was die tweede naam? Ekskuus, ek wil net gou kyk. Daar was 'n naam op hom geskrywe wat niemand anders ken nie. Staan daar dit was woord van God. Nee, dis die naam wat niemand ken nie en dan die naam wat geopenbaar word is die tweede naam, dit is woord van God. En dan die derde naam wat nou in hierdie openbaring gegee word is dan heerser van die heerser en koning van die konings. Het jy hom? 1 is onbekend, 2 is woord van God, 3 is koning van die konings en heerser van die heersers. Of here van die heersers. Goed, die volgende deel van hierdie visioen is 'n oordeelsaankondiging, 'n verskriklike ernstige oordeelsaankondiging. En die visioen begin so, ek gaan lees. Toe het ek 'n engel by die son sien staan. Hy het met 'n harde stem uitgeroep en vir al die roofvoëls wat hoog in die lug vlieg gesê, kom bymekaar vir die groot feesmaal wat God gereed maak. Kom eet die vleis van die konings, die vleis van die opperbevelhebbers, die vleis van die magtiges en die vleis van die perde en hulle ruiters. Ja, die vleis van allerhande mense, vrye slawe, klein en groot. Kom ons verpoos. 'n Oomblik laat ons gesels oor hierdie ding van die engel wat by die son staan. Ek is nogal jammer dat die 83 vertalers gekies het om te vertaal met by die son staan. Die Griek sê letterlik iemand 'n engel wat in die son staan. So om iets van die glorie en die heerlikheid van dit wat nou gaan gebeur, om iets daarvan te verbeeld, staan hier die engel in die son. Nie soos iemand wat sonbad in die son lê nie, hy staan letterlik in die vuurvlammende, onbeskryflik warm son wat ons aarde verlig. En hy roep die aasvoëls bymekaar. Dit is 'n verskriklike gedagte hierdie,
dat hy die aasvoëls bymekaar roep en hulle uitnooi om te kom eet van 'n groot feesmaal wat God gaan voorberei. Nou, ons het so 'n rukkie te gelede het ons te doen gehad, om die minste daarvan sê, in die vorige perikoop waarmee ons besig was, het ons te doen gehad met die bruilof van die lam, waarin almal wat dan uitgenooi is deur God self gereed gemaak is en ingenooi is, waarin ons almal kan gaan aansit by die bruilof van die maaltyd van die lam. En nou so tipies aan Johannes. Johannes werk mos elke keer met 'n egte ding en dan 'n onegte ding, 'n vervalste ding. Dis alles deel van die hele verloop van Openbaring. Dis hoekom die egte merk in Openbaring 7 en die vervalste merk in Openbaring 13 ook so teenoor mekaar staan. En julle moet dit maar in gedagte hou as julle daarmee werk. Die merk van Openbaring 13 is 'n vals merk. En net vir die interessantheid, ek het dit in hierdie week, terwyl ek besig is om voor te berei Openbaring 5, het ek dit iewers raak gelees, dat die merk van die dier is nie 666 nie. Dit staan nie in die teks nie. En ek het dit self nog nooit agtergekom dat dit nie in die teks staan dat 666 die merk van die dier is nie. Die merk van die dier is iets anders. Ons weet nie wat dit is nie. Ons weet nie hoe daai merk lyk nie. Die naam van die wese wat deur die dier verteenwoordig word is 666. Nie sy merk nie. Dis twee verskillende goed. Maar goed, dis 'n terloopse opmerking, so 'n kantlyn opmerking. Ek hoop nie ek maak julle te veel deur mekaar daarmee nie. Maar probeer net iets verstaan van hierdie kontras tussen die bruilof van die lam, waarin ons uitgenooi word, waarin ons gaan aansit in heerlikheid, prysende God, lowende God, en nou hierdie maaltyd vir die aasvoëls, wat bestaan uit die vleis van die konings, die opperbevelhebbers, die vleis van magtiges, van perde en hulle ruiters, vleis van allerlei mense, vryes, slawe en klein en groot. Dis 'n geweldige kontras. Hier berei God 'n maaltyd vir die aasvoëls voor. Daar in die vorige perikoop het God ons ingenooi na gemeenskap met hom, na die intiemste vorm van saamwees tussen gewone mense, tussen gewone gelowiges. Daar's net een intiemer vorm van saamwees en dis man en vrou wees. Maar die saam eet is die intiemste vorm van saamwees wat 'n mens aan kan dink. En dit is wat in die bruilofmaaltyd van die lam gebeur. Hier niks daarvan nie. Alles is dood, behalwe die aasvoëls. Die aasvoëls kom eet. Verskriklike oordeel wat God voltrek, want dit beteken dat al die konings, al die maghebbers, al die hooggeplaastes, almal wat enigstens posisie gehad het in die wêreld of gedink het hulle het posisie in die wêreld, perde, ruiters, slawe, vrymense, grootes, kleintjies, alles word nou maaltyd vir die aasvoëls. En dan kom ons verpose oomblik. Dan hoor ek of julle iets het wat uit die gedeelte kom wat julle 'n vraag oor het of dit wat ek nou gesê het wat miskien by julle 'n vraag ontlok. Is julle nog reg? Kan ons dan sê dis al die ongelowiges? Al die onthou Johannes het 'n baie tipies gebruik om die ongelowiges mee aan te dui. En dit is die aardbewoners. Hier beskryf hy net die aardbewoners in terme van verskillende groepe. So ja, dis die ongelowiges. Die ongelowiges gaan aasvoëlkos word. Dis die kontras tussen die bruilof van die lam en die verskriklike oordeel oor die ander mense. Moet kom in hierdie gedeelte na vore. So die aardbewoners is die mense wat op hierdie manier geoordeel word. Nog goed, die laaste gedeeltetjie, ek dink ons gaan dit weer maak vanaand. Ek hoop so, hy het nog nie vir my gesê ons het nog net 10 minute oor nie, so
Ek is opgewonde as ons daarby kom, die laaste gedeeltetjie. Ek gaan nie vanaand met julle 20 probeer behandel nie. 20 is 'n hoofstuk wat ons op sy eie moet tackle. En ons kan volgende week met hom begin en dan het ons nou 'n week wijkbyeenkomste en dan kan ons die week daarna kan ons waarskynlik 20 klaarmaak. Toe het ek gesien dat die dier en die konings van die aarde met hulle leers bymekaar gekom het om oorlog te maak teen die ruiter op die wit perd en teer sy leer. Die dier is toe gevange geneem en saam met hom ook die valse profeet, want die wondertekens vir die dier gedoen het en daarmee die mense bely het wat die merk van die dier aanvaar en sy beeld aanbid het. Hulle twee is lewend in die vuurpoel gegooi wat met swaal brand. Die ander mense is doodgemaak met die swaard wat uitgegaan het uit die mond van die ruiter op die wit perd. Al die roofvoëls het hulle dik geëet aan die vleis. So hier is die volgende deel van hierdie gesig wat Johannes sien, so dat hou alles nog verband met hierdie ruiter wat uitgegaan het op die wit perd, met die swaard wat uit sy mond uitkom, die betroubare en getroue, en dan die leermagte van die hemel wat hom op wit perde volg, wat hom kom help om te oordeel, dan die engel in die son, wat die oordeel kom aankondig deur die roofvoëls op te roep, en dan kom die dier en die konings van die aarde met hulle leers bymekaar om oorlog te maak teen die ruiter op sy wit perd en teen sy leer. So, die konings van die aarde aanvaar nie sommer net hierdie oordeel van God nie, hulle stoei daarmee, hulle stryd daarmee, hulle sê nee, dis nou sommer nonsens hierdie, hulle nie so van die roofvoëls wat opvreet nie, maar die uitkoms van die oorlog tussen die ruiter op die wit perd en sy leermag en die konings van die aarde wat by mekaar kom om teen sy leermag oorlog te maak, die uitkoms daarvan is vooraf bepaal. Johannes sluit die gedeelte net af daarmee. Die aasvoëls het hulle dik geëet aan die vleis van die mense wat nou geoffer is. Maar nou goed, nou kom hulle oorlog maak en hulle word gevange geneem, die dier en die valse profeet. Ek wil hê julle moet die twee goed baie goed in julle gedagtes vasmaak. Die dier is nou daai dier wat uit die see uit opgekom het aan die begin van Openbaring 13. En dan word hy is mos 'n tipe van 'n wonderdier. Hy het ons 'n dodelike wond aan een van sy koppe wat genees, 'n heenwysing na Jesus, sy opstanding en al sulke interessanthede wat ons daaruit aflei. En dan kom daar 'n tweede dier uit die aarde uit op, 'n dier uit die aarde uit op, en hierdie dier, die eerste dier, die een uit die see, is die anti-kris. En dan die een wat uit die aarde uit opkom, is die valse profeet, die anti-gees, sou ons van kan praat. Is nogal jammer dat mense nie so anti-kris en anti-gees praat nie, maar dit is waaroor dit gaan. Dis valse profeet, en hierdie valse profeet het namens die anti-kris wondertekens gedoen, soos wat die Heilige Gees deur Christus wondertekens doen in die wêreld waarin ons leef, ook waarin ons in ons dag nog leef, want daar gebeur verseker wonderwerke. Ek dink die meeste van ons kan daarvan getuig, en dan word hierdie twee diere gevange geneem en hulle word lewend in die poel gegooi wat met swaal brand. Ek wil 'n opmerkingkie maak hier. Dis verskriklik belangrik dat ons aanvaar daar is 'n werklike hel. Daar's 'n baie groot beweging in die wêreld vandag aan die gang van mense wat sê daar is nie so 'n ding soos 'n werklike hel nie. God kan nie so verskriklik wreed wees dat hy mense in die ewige lewe sal inneem, maar dat hy ook mense tot 'n ewige foltering sal verdoem nie. God kan nie so wreed wees, is daar mense wat dit sê. Dit staan nie so in die Bybel nie. Die Bybel leer dit vir ons anders. Die Bybel leer daar is 'n poel van vuur waarin mense lewend gegooi gaan word, waarin die twee diere nou lewend gegooi gaan word, en aanstonds
Later in Openbaring 20 word die draak van ouds, die ou slang, die duiwel self, word hy daar by die twee van hulle gevoeg en hy word daar toegesluit vir 'n lang periode. 1000 jaar staan daar in die teks, maar ons moet tog asseblief nie van daai 1000 jaar letterlike 1000 jaar 10 eeue maak nie. Dit is nie wat Johannes se bedoeling daar is nie. So hulle is lewend in die vuurpoel gegooi wat met swaal brand. En dan die ander mense, die wat nou vir hom, vir die duiwel gevolg het, hulle word doodgemaak met die swaard wat uit die mond van die ruiter op die wit perd uitgaan, en dit is dan die ete vir die roofvoëls van die wêreld. Daarmee eindig hierdie gesig van die ruiter op die wit perd. Dis 'n oorwinningsstorie. Dis 'n verhaal van 'n koning, die koning van die konings staan daar in die teks, wat kom om te kom oorwin. En ek en jy is bevoorreg dat ons deur die geloof in Jesus Christus, wat ons nie self tot stand gebring het nie, wat deur God aan ons geskenk is, ons moet dit tog van geloof altyd onthou, God skenk vir ons die geloof waarmee ons glo, dat ons wat dan nou hierdie voorreg het om saam met hom te regeer, dat ons saam met hom kan lewe, dat ons hierdie verskriklike oordeel wat hierdie ruiter oor die wêreld kom voltrek, dat ons dit misloop, dat ons nie deel is daarvan nie, dat ons nie in die poel van vuur wat met swaar brand gegooi word nie, en dat ons ook nie deel van die aasvoëlkos word nie. Goed, dis my storie vir vanaand. Het julle enige vrae of opmerkings nou, asseblief gesels met my. Ons het so die masjien sê so 6 minute oor. Ons raak al beter. Gaan een van die dae gaan ons dit in 'n halfuur gedoen kry. Ons die 40 minute in 'n halfuur doen. Daar enige iemand, is dit Dit is baie interessant, dominee. Ek moet sê. Ja nee, ons vind Openbaring reg, dit is my baie interessant. Baie dankie. Ek hoop julle leer ook die bietjie wat ons as mense kan leer uit Openbaring uit, leer julle ook daarin. Ons gaan volgende Woensdag, as alles goed gaan, ek is ook maar soos julle afhanklik van Eskom en Herotel, maar ons gaan volgende Woensdag gaan ons dan DV aan met Openbaring 20, en dit gaan dan oor die binding van die Satan en die laaste oordeel. Ek weet nie of ons dit in 1 week gaan klaar kry nie. As ons dit kan regkry, doen ons dit. Anders doen ons net die eerste 10 verse. Dan laat ons die laaste perikoop oorstaan van Openbaring 12 vir die volgende geleentheid. Openbaring 20 oorstaan vir die volgende geleentheid wanneer ons by mekaar is. Ons het 1 minuut of 2 oor, so ons kan met gebed afsluit. Dankie Here dat U vir ons ook deur U woord in die Gees kom leer, en baie dankie dat ons ook vanaand verryk kan word deur dit wat ons hier gehoor het en met mekaar gedeel het. Dankie Heer dat ons kan weet dat U die eer daarvoor gekry het, omdat ons bedoeling is dat U die eer kry, en dat U uit genade vir ons daardeur kom verryk het. Seën ons elkeen waar ons in ons verskillende huise is, en word verheerlik om Jesus ontwil. Amen. Goed, as ek uitgaan hierso, dan is almal weg. Wij gaan vir my sê, end meeting for all, end meeting for all, goodbye. Sien julle weer volgende keer. Hoi. Hopelijk Bye. Bye. Sien julle Sondag.